Goeiedag geliefdes, baie welkom by 'n nuwe week waar ons gaan saam sit rondom die woord en gaan hoor wat die Here vir ons in hierdie week wil sê. Hierdie week wil ek 'n bietjie met jou net 'n paar gedagtetjies deel oor om 'n verskil te maak. Want ons is veronderstel om 'n verskil te maak. So baie keer staan 'n mens en jy kyk met groot oë, met groot bewondering na mense wat 'n verskil maak, wat groot bewegings aan die gang sit en groot veranderinge in selfs gemeenskappe, selfs in lande kan veroorsaak. En baie keer kan 'n mens dink, maar ek het geen rol om te speel nie. Tog is dit ons elkeen se roeping om wel 'n verskil te maak. So hoe kan ek en jy as individue 'n verskil maak? Op hierdie maandagooggend begin ons by Spreuke 11 vers 30. Wie die wil van die Here doen, is 'n bron van lewe. Die mens wat wysheid het, red lewens. Enige iets het 'n bron, enige iets het 'n oorsprong, enige iets begin elders. So ook wanneer 'n verskil gemaak moet word. 'n Verskil moet elders begin, by iets, by iemand. En waar begin 'n verskil maak? Gewoonlik kyk ons buite onsself vir so iets. Ons soek 'n verskil in die land, so ons kyk na die regering, ons kyk na die polisie, ons kyk na wetmakers. Ons wil 'n verskil maak in ons gemeenskappe en ons kyk na predikante en pastore en predikers en allerlei rade om vir ons dinge te doen, om 'n verskil te begin maak. Maar wat ons hier leer is so kosbaar. Hier word gepraat van 'n individu, 'n mens soos ek en jy wat die Here dien. En hier word gesê, wie die wil van die Here doen, is 'n bron van lewe. As jy lewe soek, hoef jy nie te wag vir iemand anders om 'n verskil te begin maak nie. Jy hoef nie te wag vir 'n beweging waarin jy kan inskakel nie. Hier staan, wie die wil van die Here doen, is 'n bron van lewe. Jy is die bron van lewe. Jy is die oorsprong daarvan. Jy, wanneer jy die wil van die Here doen. En dit is nogal belangrik. En dis waar dit begin, dat elke individu 'n verskil maak. Elke individu moet die wil van die Here doen. Ons het so gewoond geraak om ons eie ding te doen. Of het nou op ons afgeforceer is dat ons eie ding moet doen, en of dit nou maar net 'n populêre kultuur is, maak nie saak nie. Maar ons leef in 'n wêreld waar elkeen sy eie ding wil doen. En tog bo dit alles, is daar 'n God. En daardie God het 'n wil. Hy weet wat hy van sy mense wil hê. Hy weet wat sy mense moet doen. En oor die algemeen weet sy mense wat moet doen, en hulle maak baie keer of hulle nie weet nie. Maar as jy as 'n individu begin om die wil van die Here te doen, bietjie jou eie wil agterweë laat. 'n Bietjie minder kyk na jou eie belange, net dit wat goed is vir jou. Maar begin wat die Here wil hê jy moet doen. Dan word jy, en kyk hoe mooi is dit, 'n bron van lewe. Jy word met ander woorde in 'n droë land, in 'n woestynland, is jy die oog van die fontein. Jy wat die wil van die Here doen. En nou moet jy vir jouself begin afvra, wil ek 'n verskil maak in my lewe? Meeste mense self sal vir my sê, ja, hulle wil graag 'n nalatenskap los, 'n legacy, soos hulle sê. Hoe gaan jy dit doen? Deur 'n verskil te maak. Deur 'n bron van lewe te word. Te veel is mense vir mekaar 'n bron van irritasie. Te veel is ons die klippe wat ons in mekaar se pad rol. En ons maak die lewe verander baie keer moeilik. Die woord sê nee. Jy wat die wil van die Here doen, is 'n bron van lewe. En Jesus sluit nogal in die Nuwe Testament daarbey aan. En daar in Johannes 7:38 sê hy, met die wat in my glo sal dit so wees, strome lewende water sal uit hulle binneste vloei. Hoor jy? Dit is binne die individuele gelowige se vermoë om 'n verskil te maak in lewe. As daar nie lewe in jou wêreld is nie, nie in jou werk nie, nie in jou kerk nie, nie in jou gesin nie, nie in jou gemeenskap nie, dan is dit omdat
jy dalk nog nie die bron geword het wat die wil van die Here doen nie. Sodra ons gaan besig raak om die wil van die Here doen, elke individu, want niemand kan die wil van die Here namens jou vir jou doen nie. As jy begin om die wil van die Here te doen, sal daar uit jou uit, in Jesus se woorde, strome lewende water vloei. Besef jy dat 'n verskil maak, begin nie by 'n regering. Dit begin nie by 'n politieke party nie. Dit begin nie by 'n prediker of by 'n kerkraad nie. Dit begin by jou. Jy wat die wil van die Here doen. Mag jy so besig wees met die wil van die Here, dat jy 'n bron van lewe word vir mense rondom jou. Ons leef in 'n droë wêreld. Wees die bron, maak 'n verskil. Shalom. Elke dag sal elke tong bely dat U God is. Elke knie sal eendag buig. Die grootste skat bly nog vir hulle. Wie kies U graag nou? Kies U graag nou.